Januarie, lesing 87 van die groot Johannes Evangelie boek 3. En ons is nog maar by daai klomp manne wat daar met mekaar beredeneer. Die 50 fariseërs wat nou tot bekering gekom het, wat Yeshua herken het, het ons gister gesien. En die opskrif van hoofstuk 1:6-3 is nou die terugbring van die verlorene. En ons moet net, voordat ons weer hier lees, moet ons ook baie ernstig kyk wat Yeshua se taak op aarde was, en dat ons nie afwyk daarvan. Yeshua sê, hy het gekom om die wat siek is, by te staan. En dan noem hy hulle blindes, dowes, krepeles, malaatses. En dit is nie fisiese siektes wat hy van praat nie. Miskien in die breë sin was daar baie van hulle wat hy genees het, maar dit gaan oor geestelike blindes, wat nie die waarheid kan sien nie. Geestelike dowes wat dit nie kan hoor nie. Geestelike krepeles, hulle kan nie voortskry op die pad en die evangelie verkondig nie, hulle is krepel. Jou voete is die bereidheid om die evangelie te verkondig. En as jy krepel is in die gees, dan beteken dit jy kan dit nie doen nie. En dis vir hulle wat hy gekom het, en dan gaan hy verder, hy sê, ek het nie vir die gesondes gekom nie, want die gesondes het nie die geneesheer nodig nie. En sovele kere is ons altyd in 'n gemeente opset, kom dit so, dat ons almal as gesondes, ons dink ons is gesond, verskriklik lekker met mekaar gel, want ek kan nie 'n ander woord gebruik nie. En dit kom by mekaar, en het was so in die verlede, dat ons altyd na gemeentes toe gegaan het, en het was baie lekker. En ons het bakke en bakke kosse gehad, daar as ons klaar diens gehad het, dat ons heerlik geëet. En dit was 'n heerlike dag. Maar ons het nie uitgegaan na die blindes, die dowes, die siekes nie. Ons het mekaar, het ons nou ondersteun, wat ook goed is, dis nie verkeerd nie, maar dis nie die werk nie. Dit is werk wat Yeshua sê, hy sal dit aansien asof dit 'n lui diensknegt is. Maar 'n werklike diensknegt in sy wingerd gaan uit en soek hierdie mense wat siek is. In die begin van die verhaal, 'n paar weke terug, toe ou gelees het van hierdie skeefgetrekte klomp fariseërs, ek kon nie meer onthou, ek het die boek al baie gelees voor, maar ek kon nie onthou of hulle bekeer raak nie, want ek het gedink, dis onmoontlik. Soos vandag wat ons dink, dis onmoontlik om predikante en pastore van hulle tempels af te kry. Maar daar sal 'n tyd kom, hulle sou nie gedraai het, as hulle Yeshua nie herken het. So in ons tyd moet Yeshua vir hulle aangebied word. En nou kan ons hom nie in die fisiese aanbied nie, want hy kom nie in die fisiese vir almal nie. Ons moet hom in die gees aanbied. En hulle moet oortuig wees dat die gees van Yeshua onder daai mense is wat nou met hulle praat, om vir hulle tot bekering te bring. So ons wag en ons hoop en ons kan nie, ons sien so uit daarna, dat hy kragtig in die gees by ons sal wees. En wat moet gebeur vir hom om hier te wees? Die woord sê dit, die laat reëns moet val op sy kinders, sodat jong mense sal begin profeteer en gesigte sien, en alles wat in Joël 2 en Handelinge 2 staan, moet gebeur. So dit sal kom, ons moet net geduldig wees. Hoofstuk 1:6-3, die terugbring van die verlorene. Ek, Yeshua, sê aan Floram, vriend, dit sê nie jou liggaam nie, maar die gees wat jy van bo gekry het, hy het nou in die vorige lesing se einde, het hy baie wonderlike stelling gemaak. In staar is ook wel 'n gees, maar dit sluimer nog, en daarom praat sy liggaam duideliker as sy gees. Elkeen maak die meeste sorge oor dit wat naaste aan hom is. As iemand uit 'n ontwaakte gees praat, staan sy gees ook naaste aan hom, en sal sy sorg ook veral gerig wees op dit wat sy gees aanbetref.
Maar diegene wat meer aan die vlees hang en liggaamlik dink en wil, die vind die vlees die belangrikste en sorg daarom bo alles vir sy liggaam en stel die sorg vir dit wat geestelik is op die agtergrond. So word dinge en mense gereël in hierdie wêreld. Maar as ons staar 'n meer ontwaakte gees sal hê, sal hy ook bo alles sorg vir dit wat van die gees afkom. Kyk, die ware sorg van die gees is daarop gerig, dat julle hart van liefde vervul word vir Elohim en die naaste. En dis die kern van die leer van Yeshua. En duisende denominasies beweer dat hulle Christene is. Christen beteken 'n volger van Christus. Christus is die Grieks vir Messias of in Afrikaans gesalfde. Daai titel mag ons vertaal in ons taal. Yeshua die gesalfde is dieselfde as Jesus, moet dit eintlik wees die Christus. Jesus het nie 'n van nie. Baie mense dink sy naam is Jesus en sy van is Christus. Dis nie so nie. Christos of Christus is 'n woord wat beteken gesalfde. Maar ons hou nie baie van die woord nie, want die heidene, die Grieke, het ook 'n God gehad. Hulle het dit seker nog, wat hulle Christos genoem het, wat hulle met 'n X so geskryf het. En nou kan julle sien waar die Xmas vandaan kom ook van daai Christmas, Christmas, wat uit en uit heidense fees was. En daarom is dit so belangrik dat ons na mense kyk wanneer ons met hulle praat. 'n Kerkmens wat nog nie werklik hom ingegrawe het in die liefde vir Vader en die naaste nie, sal altyd net bekommerd wees oor die rituele in die kerk. Jy moet tog nie die nagmaal nou met 'n klomp kelkies drink nie. Ons drink uit 'n beker uit. En die geskiedenis van hierdie volk verhaal dat die gemeente van, ek dink Rustenburg en Leidenburg of een van hulle was amper in 'n oorlog. Hulle het wapens opgeneem. Toe die kerk besluit, hulle gaan nou kelkies gebruik in die nagmaal en nie meer 'n beker nie. En dit is hoe die mense is. Ek sien hoe die nagmaal byvoorbeeld, ons bly nou 'n dag, is vir hulle die grootste ritueel en dit moet net nie onstig word nie. Terwyl daai glas wyn en daai stuk keffiebrood wat jy eet, niks beteken, as jy nie in jou hart die ware woord van God soek, die ongesuurde brood van Yeshua, wat ons vanmôre hier voor ons het op hierdie papiere, en die wyn van die liefde vir Vader en die liefde vir die naaste, presies wat in paragraaf 3 staan. As dit nie daar is nie, kan jy jou maar dronk drink aan die wyn en jy kan jou pens knippeldik drink, eet aan die brood, dit gaan niks geestelik vir jou beteken. En dit is omdat die natuurlike goed, die liggaamlike, by die kerkmens nog altyd die belangrikste is. Die seremoniele in aanhalingstekens doop van kleintjies, wat nie 'n goddelik geïnspireerde opdrag was nie. Want 'n kind kan nie gedoop word met die doop wat Yeshua vir ons in die skrif leer nie, want jy moet doop met vergifnis van sonde en met bekering. Nou hoe kan 'n kind van 2-3 weke, 'n maand oud, nou sonde hê of tot bekering kom? Kan nie. So daai is 'n ander ritueel, en wat baie keer 'n gevaarlike ritueel is, want dit bind die kind aan daai kerk. Met die Rooms-Katolieke is dit verseker so. Pas op, as jy besprenkel is en daai biskop of vader of wat ook al hy hom noem, 'n kruis op 'n kind se kop getrek het. Hy's gehoek.
Want dit is 'n demoniese mag wat daai kerk oor daai kind kry. En dan die volgende fase waar hulle jou nog vaster aan die kerk maak, ook 'n ritueel wat vir hulle baie belangrik is. Moet jy nou nie probeer as iemand wat nog nie aangeneem is nie, van hulle kelkie wyn of koffiebrood eet. Daai arme kind hy sal geban word, of sy ouers sal. 'n Kind kan eers nagmaal neem as die kerk hom aangeneem het. Hoor julle hoe belaglik is dit? Sê Yeshua nie, laat die kindertjies na my toe kom nie, want aan hulle behoort die koninkryk. Maar die kerk sê, laat die kindertjies eers wag tot hulle 18 jaar is, en dan moet hulle die vrymesselaar geïnspireerde boekie studeer, want dit is hoe my boekie gelyk het. Die vrymesselaar teken was op die buiteblad, die boekie van aanneming, en nou word jy aangeneem deur die kerk, asof dit nou so 'n groot ding is. Yeshua het jou aangeneem lang voordat jy eers op hierdie aarde 'n liggaam aangeneem het. Maar probeer met die mense sê, maar hierdie is 'n klomp nonsens. Julle moet innerlik kom en Vader lief hê en jou naaste met soos jouself. Hulle sal baie moeilik byt aan dit wat jy sê. En daarom het ons in gister se lesing ook gesien dat hy sê, ons sal dit maar langsaam moet doen, want die mens is te vasgegrou en vasgegrawe in hierdie rituele, wat niks beteken vir jou saligheid nie. Kerkbywoning is nie 'n voorvereiste vir 'n ewige lewe in die lig nie. Slegs liefde vir Vader wat jy doen, en liefde vir die naaste wat jy doen, is 'n voorvereiste vir 'n ewige lewe. Dis die genade wat Yeshua vir ons verkry het. Die kerke praat baie van net sy genade kan jou red, en werke kan dit nie doen nie. Dis nie waar nie. Yeshua se genade was nog altyd daar. Hy het Adam en Eva nie uitgewis toe hulle vir die duiwel geval het in die paradys nie. Hy het die volk nie uitgewis toe hulle die pad skeef loop nie. Hy het hulle in ballingskap gesit. En is daar duisende voorbeelde in die skrif. Dis sy genade. Maar sy opdrag om hom lief te hê en die naaste lief te hê, kan jy nie kom sê, ek hoef dit nie te doen nie, want dis sy genade. Genade beteken, as daar 'n stopstraat is, dan moet jy stop, want dis die stopstraat. Maar nou ry jy in die nag oor die stopstraat, want jy was bang, daar was iemand wat dalk verdag gelyk het, en hy spring by jou kar in. Nou vang die polisie jou. Nou kom jy in die hof, nou sê die landdros, hoekom het jy oor die stopstraat gery? Dan gee jy vir hom die verduideliking. En dan sê die landdros, okay, dit was middel van die nag, jy's 'n vrou alleen, dit is nie, is 'n goeie verskoning. Ek sê jy's alright, jy kan maar gaan, jy hoef nie vir hierdie oortreding gestraf te word nie. Kan daai vrou nou gaan en elke dag oor daai stopstraat jag, omdat die hof haar nou een keer onskuldig bevind het? Nee, dit is belaglik om dit te dink. Net so belaglik is dit om te dink dat die wet het verval en ons is nou net onder die genade. Dit werk nie so nie, die wet is daar. Ons moet sy gebooie hou, en dis die gebooie van die liefde. Dis liefde om sy naam te eer, dis liefde om sy Sabbat te hou, dis liefde om nie jou naaste se vrou te begeer nie, dis liefde om nie te steel nie. Dis die goed wat ons moet onderhou. En ek sê vir jou, hierdie pastore wat so sê, ons is nie meer onder die wet nie, maar onder die genade. Hy ruk gou tot stilstand, as jy vir hom sê, hoorie, kan ek vanaand by jou vrou gaan slaap? Want dit is ons nou nie meer 'n wet nie. Dit is nou genade. Nee, dan kan dit nie gebeur nie. Nou ja, dan is ons die wet nog steeds daar, wat ook reg is, wat daar moet wees. Maar nou ja, dis die verdraaide leer wat ons het, wat hoofsaaklik daarop geskoei is,
dat die mens se gees nie ontwaak is nie. 'n Mens met 'n ontwaakte gees sal die belaglikheid van die liggaamlike rituele sal hy dadelik insien en sê, maar dis tog belaglik. Hoe kan hierdie dinge nou enige ewigheidswaarde hê? En dit is eers wanneer die gees ontwaak is. En dis ons groot werk nou in hierdie tyd. Vers 4, dis maklik om goeie en eerlike mense lief te hê en met hulle te verkeer, maar om na sondaars te gaan en hulle op die regte weg te bring, is 'n werk wat baie selfverloning vereis. Vir ons so 'n bietjie anders gestel, maar om sondaars te ontvang op ons plaas en hulle op die regte weg te bring, is 'n werk wat baie selfverloning vereis. Want as jy met 'n hoer of 'n owerspelige oor die straat stap, sal die mense met die vinger na jou wys en jou dit aandoen waardeur jy geen wêreldse eer sal behaal nie. As jy die hoer en die owerspelige egter op die goeie weg gebring het, sal daar vir jou by Elohim 'n groot beloning wag. En die kleinste deeltjie daarvan is meer werd as 'n hele wêreld vol skitterende eerbewyse. Wie die verlorene vir my terugbring, sal meer loon ontvang as hy wat vir my 100 lammers op 'n omheinde weide goed opgepas het. Want dit is baie maklik om 'n eerlike mens eerlik en deugsaam te laat bly, maar om vir iemand wat deur elkeen verag word, sy eer terug te gee en van 'n verstokte sondaar 'n voorvegter van die deugde te maak, kos heelwat meer moeite. En slegs dit vind ek die moeite werd. Die eerste, dis nou die 100 skape oppas wat almal nie rondhardloop nie, sien ek maar net as 'n werk van lui knegte. Harde woorde wat ons wat daarmee werk elke dag maar moet opneem en ons moet aangaan om hierdie verstokte en verharde sondaars van hulle weë te laat afsien. En daar is nie 'n tekort op hierdie plaas van sulke mense nie. Dis hoekom hier vanoggend omtrent 40 mense is en daar sit daar buitekant op die plaas seker 200-300 nou, die wat nie gaan werk het nie. Wat nie belangstel nie. Meeste, buiten die wat nou fisies nie hier kan wees omdat hulle nou gekwel is deur iets, is 'n verstokte sondaar. Hy's verstok in sy kerk. Hy's verstok in die wêreld. Al het hy amper niks in die wêreld nie, kan hy dit nog steeds nie los nie. Ek kan 'n ou verstaan as hy 100-200 miljoen rand het en hy bly in so 'n huis en hy wil nie dit opgee nie. Vir my is dit dan rykdom wat dan sekerlik 'n groot ding is om weg te vat van 'n ou. Maar as jy hier is by ons, dan het jy eintlik niks meer van die wêreld nie, behalwe jou eie gesindheid wat vashou aan alles van die wêreld. En dit is iets wat jy moet los. En so moet ons maar stadig met hulle werk, almal wat saam met ons in hierdie stryd is, en wat berading doen, en vergaderings hou, en sake hanteer wat ons moet oordeel oor en besleg, weet, dit is nie maklik nie. En daarom het Vader dit op ons harte gedruk, dat ons vir hulle kanse moet gee. En as hy sy kop moet gaan stamp daar buite, want baie van hierdie mense sou reg gekom het, as ons op hierdie plaas die reg van laaitjies gehad het. Ken julle mense laaitjies? Julle jong mense ken dit nie. Ons skool, toe ek in die laerskool was reg langs die polisstasie. Ek sê vir julle, wanneer daai sersant die rotang trek op 'n ou se agterend, wat kaal bo oor 'n drom lê, dan is dit nie 'n mooi iets wat jy hoor nie. Daai ou skree erger as 'n bees.
En ons tyd het wit en swart eweveel laaitjies gekry. Baie skoolseentjies wat nie wou luister nie, wat gesteel het, by die polisie laaitjies gekry. En nou, as hy dit gedoen het, sal hy nie sommer weer dieselfde ding doen nie, want dis te seer. Maar nou kan ons dit nie doen nie. Hulle sal my toesluit en die sleutel weggooi. Nou wat kan ek anders te doen as? Gaan by die hek uit. Jy wil nie die reëls hier binne nakom nie, die reëls is eenvoudig. Vers 3, liefde vir Vader en liefde vir die naaste. Jy gee nie om wat jy aan jou naaste doen nie. Ons moet kyk na die 500 mense wat agterbly, in plaas van na die een wat nie in die liefde wil lewe nie. Gaan buite toe na 'n plek toe waar jy kan lewe soos wat jy lewe, en gewoonlik kry hulle dan hulle verdiende loon, nie by 'n polisman nie, maar by die swartes op die straat. Hulle slat vir hulle dat jy hulle nie herken nie. Dan kom hulle weer terug. En dis dan wanneer Yeshua in jou hart vir jou sal wys, is die persoon wat voor die hek staan, het hy berou oor die oorsaak van sy dade, of oor die gevolge van sy dade. Het hy berou omdat hy nou onder die bos moes slaap vir 3 dae, en dis nie lekker nie, dis vir niemand lekker nie, en het reën ook nog, of het hy berou omdat hy met 'n ander man se vrou gelol het, en die man geslaan het, of gedrink het, of dwelms gebruik het, of wat ook al. Waaroor het hierdie persoon berou? En dit wys Yeshua vinnig vir jou uit. En dan moet jy besluite maak op grond daarvan. Want 'n sondaar is vir hom baie, baie werd, al dink mense nie so nie. Maar hy moet tot bekering kom. En jy gaan nie dadelik 'n geloofsheld van hom maak nie. Hy gaan baie, baie stadig nader kom. Maar tog gaan hy nie op ander plekke kry. En ek kan dit vandag met absolute sekerheid sê, wat hy hier kry. Dit sal hy nie daar aan die ander kant kry, by geen ander Christelike organisasie nie. Want hier is Yeshua die hoof. En hier is sy woord alles. Hier is nie 'n kerk dogma wat heers oor Yeshua se woord nie, of wat heers oor sy liefde nie. Ons moet nou gaan by. As julle dus heeltemal my ware leerlinge en helpers wil wees, moet julle ook in alles so wees soos wat ek nou self is. Groot woorde. As julle 'n blinde oor die straat sien loop en merk dat die weg waarop hy gaan, veral vir 'n blinde, baie gevaarlik is, sal julle dan nie die blinde wandelaar dadelik aan die arm gryp en aan hom sê, luister vriend, die weg waarop jy nou loop is baie gevaarlik. Laat jou lei, sodat jy nie oor 'n afgrond stort nie. Of laat jou lei, sodat 'n lorry jou nie trap nie, as jy oor die straat stap. Almal van ons sal dit doen. En as hy julle nie glo en homself, as hy julle glo en homself aan julle toevertrou, sou julle julleself dan skaam om die blinde te lei. Tog seker niemand van julle nie. Maar 'n sondaar is geestelik nog baie blinder as die liggaamlike blinde. Wie kan hom dan daarvoor skaam om 'n geestelik blinde te help? Is dit nie vandag wat gebeur nie? Die mense skaam hulle om met haweloses, armes, gebreklikes om te gaan. Ek wil niks van hulle weet nie. En ek weet van 'n kerk wat net hier naby my is, waar die dominee nog steeds in ballingskap lewe in sy eie gemeente. Hy mag nie eers preek nie. Twee van die grootste sondaars wat in 'n vergadering
in 'n, wat noem hulle dit, 'n synode vergadering, nee, wanneer die kerkraadsvergadering, was dat hy arm wit mense kos maak vir hulle in die kerk en dit uitdeel vir hulle. En sy tweede groot sonde was dat hulle het hom gewaarsku om nie by Dirk van Vuren uit te kom nie, by sy plek nie, en hy het nie omgegee nie. Hy is 'n groot vriend, nie net van my nie, van al my personeel wat met hom te doen het. Dit was die redes wat hom uitgeskop het. Want hulle skaam hulle om by hierdie plakkerskamp of met hierdie plakkerskamp geassosieer te wees. Want dis wat hulle ons noem. So in die lewe is dit vandag baie algemeen. Hierdie groot en ryk kerke wat daar in die ooste is, die meeste van hulle amfitheaters wat 5000 mense kan sit, met musieksentrums, hierdie surround systems wat jy nie kan aanglo wat hulle alles kan doen nie, vol winkeltjies van alles en nog wat jy daar kan kry. Hulle het nie 'n saak met die armes nie. Definitief nie met die arm wit mense nie. Ek weet hulle het 'n groot saak van hulle met die plakkers wat daar omtrent so 'n kilometer van hulle af is. En dit is die gruwel vir Vader, dat ons skaam vir ons eie armes en behoeftiges. Toe ek hierdie job begin het, omtrent wat 33 jaar terug, en betrokke geraak het in die weste van Pretoria. Ek het altyd gedink toe ek begin hierdie volk kom help. Ek het dit in my hart gevoel. En ek het hierdie volk gesien in my geestesoog, op perde en ossewaans met lang voortrekker rokke en boereklere met 'n wapen in die hand, en ons stry die harde binneland. Dit is hoe ons aangaan. En ek het soveel respek vir hierdie volk gehad wat ek vanuit ontstaan het. En toe kom ek hier in hierdie plekke in die weste. En ek sien, maar hier is nie sulke mense nie. Hier is niemand met voortrekker rokke, met kuis gebruike en kuisgewoontes nie. Ek is hier tussen die hoere, soos Joshua gesê het, oorspelig is. Ek het kos gebring vir 'n vrou wat, sy was 'n professionele hoer. En Joshua het vir my gesê, jy mag gaan nie oordeel nie. Want sy het 14 mense versorg in daai klein Daniel huisie. Kindertjies, oupa, ouma. Ander mense het, julle weet hoe lyk dit daar binne, dis dwelm smokkelaars of dwelmhandelaars op elke hoek van die strate. Staan sy karretjie daar. Een van hierdie nuwe goed met 'n afslaand dakkappie, dan staan die Nigeriër of die Pakistani daar. En hulle gee vir ons jeug dwelms in. Seuns en dogters wat nie kan betaal nie, dan moet hulle die dwelms koop deur seks te hê met walglike mans en vrouens. Dis maar hoe dit werk. Dit is 'n algemene ding. En hier is ek nou tussen hierdie mense. Die ander mense vloek vir jou, dat jy dink jy het vloektaal geken in jou lewe. Man, hulle vloek vir jou nuwe woorde uit. En sê ek vir Vader, is dit wat ek moet doen? Hierdie mense. Hoe gaan hulle ooit tot bekering kom? Nou ja, toe wys hy vir my die pad 'n bietjie later. Toe sê hy, bring hulle hier na die plaas toe. Sê ek, maar hy's nie huise nie. Hy sê, maar ek sal jou die vermoë gee. En toe bewerk hy dit so, ons het die plase aan die oorkant ook besit. Toe verkoop ons daai grond. En toe maak ons 'n tentfabriek op hierdie plaas ook. En toe bou ons tente, want ons kon nie huisies bekostig nie. En die eerste mense wat ingekom het van die straat af, het in tente gebly by ons. En daar het dit nou al bietjie beter gegaan, want jy kan ons nou reëls maak. Jy laat nie meer hierdie vloekery toe nie. Jy laat ook hierdie ander praktyke nie meer toe nie. Jy sorg dat die mense net soos in 'n normale samelewing saamleef. Die prostituut moet ophou met haar werk, want sy kry nou kos,
en kry geld want hier is ligte werkies om te doen. So daai tipe van goed kan nie meer gedoen word. En dit is wat Philadelphia Ark, dis hoe Philadelphia Ark ontstaan het. En dit is hoe ons nog steeds elke dag wil aangaan. En dit is 'n stryd. Ek sê vir julle, dit is nie maklik nie. Op 'n maandagoggend as ek vir Amelda sien, sê ek, Amelda, hoe lyk vandag, is daar weer hofsaake? Sê sy, nee, net een. Nee oom, daar is omtrent 10 sake wat ons moet hanteer. Die goed was weer mal oor die naweek. Weer een ingekom met 'n kar vol dwelms. Dis die goed waarmee ons te doen het. En nou kan jy nie hande in die lug gooi nie. Dis wat baie mense daar buite vir my sê, jaag die goed weg. Ou wat hier kom visvang sê, daar sit 'n ou daar by daai visvangplek en hy rook 'n sigaret. Ek sê, wie wat? Jy moet nooit hier kom nie. Jy moet daar na die plek toe gaan waar al die heiliges is. En daar sal jy dan jou loon ontvang. Dis nou 'n ou wat 'n sigaret rook. Kerm my al so. Maar hierdie wil ek net vir julle sê, hierdie is 'n lesing wat so van toepassing is op ons op hierdie plaas. Dat ons bereid is om 'n fisiese blinde te lei oor die straat, maar nie 'n geestelike blinde nie. Maar 'n sondaar is geestelik nog baie blinder as die liggaamlik blinde. Wie kan hom daarvoor skaam om 'n geestelike blinde te help? Laat daarom in die toekoms geen sondaar in julle oë so sondig wees, dat jy jou daarvoor sal skaam om hom te lei nie. Hierdie les moet julle bo alles onthou, en in julle harte diep daaroor nadink, dan sal julle die ligte lewensweg begin ontdek, en daardeur al die ander goed begin waarneem. Maar nou nader daar skepe op die see hierdie oewer, wat die aangekondigde gaste sal bring. Hulle sal baie aan julle duidelik maak. Ek gaan vanoggend net tot hier, want dit was so 'n belangrike lesing, en ons tyd is al redelik verstreke. En hak hierdie woorde van Yeshua aan jou ore, al is jy die een wat nou op hierdie oomblik nog die blinde is, en ander mense moet jou lei op die weg, en moet jou help. Want binnekort sal jy siende word, en as jy siende is, dan word jy deel van Yeshua se personeel op aarde. Jy gaan nie 'n titel kry of 'n mantel nie, jy gaan maar net daar waar jy by jou Wendy is, gaan jy begin om vir die mense te sê, as hulle so met hulle vuil grappe daar praat, en sê, hoorie, dink julle regtig, dit is tot Vader se eer as julle so vuil grappe en dan nog voor kinders vertel. Kom man, nee, kom ons los dit. Mens kan dit op 'n mooi manier doen, want dis ook geestelike blindes. En nou het jy siende geword, en sal jy nou vir Yeshua op hierdie aarde kan begin werk. En moenie bekommerd wees nie. Jou werk in die kleine tel net soveel as 'n ander ou se werk wat baie het. As 'n man wat ryk is en multimiljoene maak, sal sy 100.000 rand wat hy vir Vader gee, wat baie minder as sy 10de is, sal baie minder werd wees as jou 10 rand wat jy vir iemand uitgehelp het wat nie iets gehad het nie. Ek praat nou van 'n noodsaaklike middel, nie van 'n pakkie sigarette nie. Iets soos voedsel of drank of medisyne. Dan tel dit of net soveel of meer. So moenie dink omdat jy arm is, kan jy nie naaste liefde uitleef nie. Naaste liefde hoef nie altyd met goedere en goed uitgeleef te word nie. 'n gebed, 'n lig, 'n goeie woord, 'n glimlag is alles deel van naaste liefde wat mense
se gees opwek. So dit kan jy doen en dit kos jou niks. So moenie dat ons sê ja, soos ek nou al baie gehoor het van mense hierso. Yes, nie oom, as ek daarom die jackpot vat, die lotto wen, dan gee ek vir julle somme 3 miljoen. En dan ander sê, hoorie, ek moet nou erf. En dan gaan ek vir hierdie plek soveel 100.000 gee. Ek kan vir julle stories en stories vertel oor hoeveel mense hier was. En dan skielik een oggend, hoor jy net, die oud in die nag geloop. Die Wendy is leeg. Hy het die erfporsie gekry. En hy is weg, hy verdwyn. En ongelukkig is dit nie lank nie, dan staan hy maar weer daar. Nee, als het hy verloor. Als deurgetrek. Dis nie hoe dit moet werk nie. As jy jou vader nie in die kleine kan dien nie, gaan jy hom in elk geval nie met die jackpot dien nie. Want die jackpot of die lotto is nie van vader. Ek kan dit nou vir julle met absolute gesag sê. Dit is van die teenstander as jy daai ding wen. Want geld is 99,9 mense op hierdie aarde se slaghuis, dis 'n downfall. Julle weet wat ek bedoel daarmee. En vader sal dit nie oor jou bring. Ja. Dit bring jou onder. Okay, baie dankie. En gaan ons môre verder met 1:6.